'n soutsuuroplossing word teen 'n ammoniakoplossing getitreer. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie word hier gegee. Soutsuur reageer met ammoniumhidroksied en vorm ammoniumkloried en water. Watter een van die volgende gee die pH van die oplossing by die eindpunt en die rede vir hierdie pH? Die korrekte antwoord is B. Ons is besig met 'n titrasie. Die reaksie wat plaasvind is met ander woorde 'n neutralisasiereaksie. 'n Sterk suur, soutsuur, reageer met 'n swak basis ammoniumhidroksied. En dan vorm daar die sout, ammoniumkloried en water. Nou die vraag fokus spesifiek op die eindpunt. Nou by die eindpunt het al die suur met al die basis gereageer. Daar's met ander woorde geen soutsuur en geen ammoniumhidroksied wat oorbly nie. Al wat daar is water en ammoniumkloried. Ammoniumkloried is 'n ioniese binding. So in water gaan dit dissosieer in die ammoniumkation en die kloriedanion. Nou waar kom daai kloriedanion vandaan? Vanaf die sterk suur soutsuur. So die kloriedanione gaan nie enige verdere hidrolise ondergaan nie. Die ammoniumkatione daarteenoor gaan wel reageer met water en gevolglik hidrolise ondergaan. En dan vorm daar ammoniak, swak basis, en dan die hidronium-ione. En dit is hierdie hidronium-ione wat daartoe lei dat die oplossing effens suur is. So, ons weet nou hidronium-ione vorm, met ander woorde die pH moet of 3 of 5 wees. 'n ander manier om dit vinnig te kan sien, sterk suur, swak basis, die suur wen, met ander woorde die pH moet daarop dui dat dit 'n suur oplossing is. En dit is 3 of 5. 7 is neutraal, 9 is basies of alkalies. Nou is die vraag, waar kom die hidronium-ione vandaan? En die belangrike woord in hierdie vraag is eindpunt. Ons fokus met ander woorde nie op die ionisasie van die soutsuur nie, ons fokus op die hidrolise van die ammoniumkatione, wat vir ons dan die hidronium-ione lewer, wat daartoe lei dat die oplossing effens suur is. So die korrekte antwoord is B.